So in die hartjie van die Klein Karoo, nee, is daar 'n koöperasie met die naam van Klein Karoo Koöperasie en dan ook hulle saadproduksie afdeling. Hulle is hierdie jaar 80 jaar oud. Ek praat met David Malan. Hy's al van 95 af actually betrokke hierso besig en kom ons hoor 'n bietjie, hoe was hierdie hele, noem dit 'n journey gewees? En as jy nou 'n besigheid soek wat daadwerklik vir boere waarde toevoeg, nee, luister 'n bietjie hierso. David, hoe gaan dit? Goed met jouself. Nee, wat doodstil rustig. Eerstens geluk 80 jaar. Jy lyk nogal nie te bad vir dit, hoor. Ja, ek was dan nie die hele 80 jaar nie, ek was net die laaste 30 jaar. Van die 80 jaar was ek hier gewees, maar baie dankie vir die geleentheid en baie welkom by ons dag. Ek is bly jy die geleentheid gebruik om te kom kyk wat ons doen. Luister nie, daar's 'n paar goed wat ek nou geleer het, nê. Eerste ding is, hoe was die hierdie hele journey gewees? Van nou 1945 af tot waar jy vandag is op die einde van die dag. Goed. Die Klein Karoo Landboukoöperasie is net na die Tweede Wêreldoorlog is hy gestig. Basies op 5 April 1945 het 'n klompie boere bymekaar gekom en het hierdie konsep gestig. Die koöperasie is geregistreer 13 Augustus 1945 met so ongeveer 466 lede. Maar die koöperasie het eintlik begin as 'n saadkoöperasie. Ja. Daar was 'n behoefte onder die boere wat in die wêreld geboer het om 'n mark te vind vir hulle lucernsaad en hulle lucernhooi. Nou, Klein Karoo Landboukoöperasie in die algemene volksmond staan eintlik maar bekend as 'n volstryskoöperasie. Maar dit het nie begin as 'n volstryskoöperasie nie, dit begin as 'n saadkoöperasie. So ons vat die punt van Klein Karoo saad van daai punt af en ons sê dis waar die besigheid begin het. Maar toe in 1980, toe het die direksie besluit om toe te tree tot professionele produksie van groentesaad. Ja. Dis nou vir maatskappye reg deur die wêreld. En dis waar ons logo vandaan kom as ons sê die besigheid is 80 jaar oud, dis waar die ontstaan was, maar in 1980 het hulle begin om professionele saadproduksie te doen, dis 45 jaar terug. En dis waar die logo 80/45 vandaan kom. Nou, okay, en daarvan af, want dis 'n baie groot skuif om te gaan. Hoorie, ons gaan nou van lucernsaad en goed wat plaaslik gegroei word, gaan na kom ons produseer groentesaad. Wat was die hoofbeweegrede vir dit? Hoekom het hulle so geredeneer? Die omgewing, die klimaat van die Klein Karoo was nog altyd baie geskik vir die produksie van groentesaad. En was daar pioniers voordat ons betrokke geraak het wat al voor die oorlog begin het met die produksie van groentesaad op 'n klein skaal in die Klein Karoo. En dis maar waar die gedagte ontstaan het, waar die direksie gesê het, maar dis 'n geleentheid. Die klimaat is geskik vir die produksie van groentesaad, want groentesaad word geproduseer in omgewings wat amper half 'n mediterrane klimaat is, winter-reënvalstreke. En die streek het hom uitstekend verleen aan die produksie van groentesaad. So dit was maar 'n visie van die direksie van daai tyd wat gesê het, man, ons is in volstryse en ons is in lucernsaad, maar kom ons neem ook die geleentheid om betrokke te raak by groentesaad. Wat 'n groentesaad? Ons praat primêr van die eie-agtige gewasse, of as jy praat van die allium tipes, dis boleie, lente-eie, pruie, Chinese prui en shallot. Dis die reeks van alliums wat ons produseer. Maar ons produseer ook groot hoeveelhede wortelsaad, ons produseer pampoen, skorsie, slaaie, 'n hele reeks van ander goed. Maar die sentrale produksiebasis wat ons bedryf is die eie-agtige goed. Maar dan's daar een ding, nê, wat die ouens regtig glad nie weet nie. As jy hier verbyry op die paaie en daai goed nie, is watse rol KKS spesifiek speel in die lewe van die Karoo boer en sy bestaan op die plaas. Ek het gisteraand daar vir my het liggie aangegaan en ek het besef as dit nie vir KKS was nie, was die gewone boere in die Karoo waarskynlik nie meer op hulle plase nie. Dis baie waar. Jy weet as jy die bestaande praktyke wat die ouens op plase in die omgewing en ook in die groter Karoo
as jy dit gaan bekyk, dan is dit baie duidelik dat baie van hierdie goed is deur verskillende siklusse oor tyd. Maar groentesaad bied vir die ou geleentheid om op 'n relatiewe klein oppervlakte baie goeie inkomste te genereer. Jy weet, dan verwys ek veral hier na die Karoo wêreld wat die manne op 5000 hektaar boer met skaap, maar dis maar 'n relatiewe lae inkomste tipe van produksie. Dan boer hy met 3 of 5 of 7 hektaar eie ook op die plaas en dit skep vir hom die geleentheid om 'n inkomste te genereer op baie intensief op 'n baie klein oppervlakte af wat 'n baie groot bydrae lewer tot die omset van die besigheid op die plaas. Maar meer as dit gaan nie net oor die produsent nie. Dit gaan ook oor die werkersbasis, want onthou nou, groentesaad is 'n geweldige arbeidsintensiewe tipe van boerdery. En dit beteken dat ons reg deur die jaar gebruik ons sikliese arbeid vir verskillende goed, vir byvoorbeeld die saai van die saadjies, of die uitplant van die saailinge, of die uitplant van die bolle, of die oes met die saad met die hand. Dis baie arbeidsintensief en ons wêreld is bekend daarvoor dat werkloosheid is baie hoog en daarom word 'n baie groot basis van ons werkers geakkommodeer binne in die bedryf en nie noodwendig net van Klein Karoo Saad nie, ook ander maatskappye wat saadproduksie doen in die wêreld, maar die kort en lank van die saak is dat die industrie wat hier gedoen word met die beperkte water, jy moet onthou nê, as jy gaan kyk na byvoorbeeld eie, dan gebruik 'n eie land die helfte minder water as 'n lucernland, maar die inkomste van 'n eie land af is 3-4 keer meer as wat die ou van lucerne af kan kry. So met 'n relatiewe klein oppervlakte en beperkte hulpbronne wat water en grond, veral water, maar grond ook insluit. Grond het eintlik genoeg, dis die water wat die beperking is. Kan die ou met 'n relatiewe klein oppervlakte sy water optimaal benut om sy inkomste op sy plaas van so aard te maak dat dit 'n lewensvatbare eenheid word. Nou jy was 'n deel van hierdie hele, veral op die eie, noem dit hierdie reis wat julle journey wat julle deurgegaan het om letterlik ek dink jy het gesê julle het gegroei van 25 mense af toe jy begin het tot as julle nou al 186 nee, amper 200 mense nê. En om die besigheid te groei na die buitelande, want wat dit nice maak is meeste van julle saad word uitgevoer, so dis nie julle is nie afhanklik van die plaaslike ekonomie nie, dis 'n buitelandse valuta wat binne in die land teruggedruk word en die rol wat daai actually op die einde van die dag in die gemeenskap speel, dink ek nie kan ek kan dit nie groot genoeg maak op hierdie stadium nie. Dis absoluut die waarheid. 98% om die waarheid te sê van die saad wat ons produseer, word uitgevoer na die VSA, na Suid-Amerika, na verskillende lande in Europa, Japan, Korea, China, noem dit op. Ons is letterlik reg oor die wêreld versprei waar ons saadkontrakte gaan kry en dit was vir baie jare deel van my werk. Ons is nou besig om van die jong ouens bietjie op te lei om betrokke te raak, maar die bemarking van die saadproduksiekontrakte het gebeur deur op 'n vliegtuig te klim en na die mark toe te gaan en ons produksiekapasiteit te gaan aanbied aan van die grootste saadmaatskappye in die wêreld. So hoe werk dit? Die maatskappy sal kom en hulle ontwikkel 'n nuwe eie kultivar. En dan, jy het nou vanoggend gehoor van die moedersaad, dan sal hulle nou vir ons 2 of 3 of 5 kilogram moedersaad stuur. Die vermeerderingsfaktor is so tussen 500 en 1000 afhangende van of dit 'n baster of 'n oorbestuifde kultivar is. Maar die kort en lank van die saak is daai moedersaad behoort, daar's 'n IP of daar's plantteelersregte op daai variëteit. So ons kan die saad aan niemand anders verkoop as die houer van die plantteelersreg of die intellectual property right nie. Ek weet nou nie wat se goeie woord vir intellectual property right nie, maar hoe dit ook al sê, net daai ou kan die variëteit verkoop. So dit beteken ons vermeerder die saad en ons voer dit uit na die kliënt toe. Hy verpak dit in sy verpakking en hy verkoop dit in die mark waarvoor hy die kultivar ontwikkel het. Nou,
sê gou vir my, hoe lyk die toekoms van KKS? Hoe lyk die dinge, iets interessants in die pipeline nog? Ons is besig met verskillende nuwe goed, soos wat jy weet, Agroforce het ons, dis ons veidingsaadmaatskappy, het ons so 3-4 jaar gelede begin en hy's besig om teen rasseskrede te groei en ons is baie opgewonde, ons het weer eens uitgegaan in die mark. Die siklus draai 'n bietjie om. Nou bring ons genetika in wat ons bemarkingsregte voorkry vir die veidingsaad en ons kom verkoop dit in Suid-Afrika. So daar het ons nou 'n heeltemal 'n nuwe benadering begin volg en ons is besig om ons veidingsaadmaatskappy uit te brei om in Suid-Afrika te bemark, maar natuurlik ook in Afrika en dan ook in die Midde-Ooste en in die Verre Ooste waar ons reeds baie goed gevestig is met ons groentesaad. Dan is ons ook besig om te kyk na uitbreiding ten opsigte van saadproduksieomgewings buitekant Suid-Afrika. En ons het nou al gekyk na plekke soos Zimbabwe, Uganda, Tanzanië, Kenia, Rwanda. Ons het verskillendes en ons is besig om daai inligting nou te konsolideer, maar ons dink dit het tyd geraak dat ons vir ons produksiebasis vestig buitekant Suid-Afrika ook. As jy moet sê, wat is die een goue reël van Klein Karoo Koöperasie wat dan ook na die ander besighede soos Agroforce en al daai goeders toe oorgedra word, wat op die einde van die dag lei tot hierdie sukses? Daar's 3 goed. Uitstekende diens, uitstekende kwaliteit en beskikbaarheid om jou kliënt te diens wanneer hy nodig het om gediens te word. Nou kyk, daai kon ek nou self nie beter gesê het nie. David, baie geluk met julle 80ste verjaarsdag, sterkte vir die toekoms en ek hou hierdie spot dop. Baie dankie. Dis 'n vreugde om jou hier te hê en ons sien uit om jou weer te nooi. Right, as jy weer deur die Karoo ry, en jy dink daar gaan niks aan nie. Jy moet wragtig weet daar sou niks aangegaan het as dit nie vir Klein Karoo Koöperasie was nie, Die waarde wat hierdie mense toevoeg, dink ek nie kan oorskat word in totaliteit hier. So, kyk, daar's 'n klomp video's wat uitkom wat ons bietjie praat oor die saadproduksie en al die goeters, maar hierdie is regtig awesome. So as jy belangstel om met hulle besigheid te doen, iets in daai koers, jy wil al groentesaad, ek op die goeie. Linkie bo of hieronder, kom met hulle in kontak. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.